Goeiedag, baie welkom by hierdie 5de van ons Pinkster temas. Hierdie jaar staan ons stil by die tema van Jesus se kruiswoorde, opdragte vir kerkwees. Vandag se tema is dan Jesus wat aan die kruis gesê het, ek is dors. Maar voordat ons verder gaan ons eers na 'n lied luister. So kom ons luister na hierdie lied. Die hele aarde juig. Hy kleer homself met lig. En duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand. Ons skriflesing is uit Johannes hoofstuk 19. Ons gaan lees van vers 28 tot 29. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblik kan stil wees en ook nou kan tyd neem om na u woord te luister en daaroor na te dink.
Ja, Here, in hierdie wêreld met al sy baie woelinge, dinge wat ons moeg en moedeloos maak, is ons enigste hoop ook in U. En daarom vra ons, Here, dat ook in hierdie oomblikke, U dit sal stil maak in ons harte, dat U ons gedagtes tot bedaring sal bring, en dat ons werklik in hierdie oomblikke op U sal fokus, maar ook sal hoor dit wat U vir ons wil sê. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Ek lees vir ons uit Johannes 19 van vers 28. Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldaat het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het hy gesê, dit is volbring. Ek gaan vir ons net tot daar lees. Wanneer ons by hierdie kruiswoord van Jesus kom, hang Jesus al vir ongeveer 6 ure aan die kruis. Oor die algemeen het gekruisigdes vir die hele ruk so aan die kruis gehang, party selfs vir dae. In Jesus se geval was dit anders. Nie omdat hy swakker was nie, maar doodgewoon omdat die gebeure van die dag tot op daardie stadium, die vorige aand se lyding daar in die tuin van Getsemane, die geeseling wat Jesus gehad het, die nag sonder slaap, die bloedverlies, het gemaak dat hy baie swak was. Ons weet ook dat die dood aan 'n kruis was 'n baie swaar en moeilike dood gewees. Vanweë die posisie waarin mense gekruisig is, met hulle arms wyd oop, spykers wat waarskynlik deur hulle polse geslaan is, het gemaak dat dit vir hulle baie moeilik was om asem te haal. Die gekruisigdes se voete is ook met gebuigde knieë aan die kruis vasgespijker. So was dit ook vir hulle baie pynlik en baie moeilik om met hulle bene te kon opstoot, sodat hulle net 'n bietjie makliker kon asemhaal. Die implikasie van hierdie posisie waarin mense gekruisig is, het teweeggebring dat hulle letterlik as gevolg van hulle liggaamsvloeistowwe wat in die borsholte opgestoot het, dat hulle eintlik tegnies verdrink het. So dit was hierdie wrede dood wat mense gesterf het aan die kruis. Wanneer die ander evangelies vir ons vertel dat die soldate 'n spies in Jesus se sy gesteek het, was dit skuins van onder af, en dan sê die evangelies vir ons, het daar water uitgekom, waarskynlik van hierdie vog wat in die borskasholte opgehoop het. Na 6 ure van hierdie fisiese pynlike marteling, is dit te verstaan dat Jesus se mond dan ook baie droog was. En daarom vra hy vir iets om te drink. Talle geleerdes wys vir ons dat hierdie kruiswoord van Jesus dan ook 'n Ou Testamentiese parallel het. Johannes self gee die sleutel wanneer hy in vers 28 vir ons sê, sodat die skrif vervul kon word. Hiermee vat hy vir ons waarskynlik na Psalm 69, vers 22, waar daar staan, toe ek honger was, het hulle vir my gif aangebied. Toe ek dors was, wou hulle my asyn laat drink. Volgens Johannes dan, vra Jesus iets om te drink, om iets van Psalm 69 se woorde dan ook tot vervulling te bring. Johannes verduidelik vir ons dat daar 'n kan met suurwyn by die kruis gestaan het. Dit was eintlik afgewaterde asyn, waarvan die alkohol al verslaan het. Dit was onder die Romeine bekend as Pascha, en het was 'n baie gewilde drankie wat die Romeinse soldate dan ook gedrink het. Dalk is dit ook die rede hoekom dit daar by die kruis was, dat die soldate dit daar gehad het, sodat hulle daarvan kon drink, terwyl hulle gewag het vir die gekruisigdes om uiteindelik te sterf. Ons moet hierdie Pascha of verdunde wyn onderskei van die suurwyn wat voor die kruisiging vir Jesus aangebied is, en wat hy geweier het om te drink. Waarskynlik omdat daar een of ander vorm van verdowingsmiddel in daardie wyn was, en Jesus by sy volle positiewe wou wees, wanneer hy die pad van die kruis weg geloop het.
Die spons waarmee die soldate vir Jesus die suurwyn of die asyn aangebied het, is nie die badsponse waaraan ons gewoond is nie. Maar dit was 'n plant wat oral in die Middellandse See voorgekom het en wat die mense dan gedroog het en as 'n spons gebruik het. Die hyssoptak waarvan Johannes praat, sê geleerdes vir ons moet ons eintlik meer simbolies as prakties verstaan. Hyssop is tydens reinigingsrituele gebruik. Byvoorbeeld in die tempel wanneer daar reinigingsrituele was. So ook lees ons in Exodus dat voordat die Israeliete uit Egipte getrek het, moes hulle bloed aan hulle deurskoesyne smeer sodat die doodsengel by daardie huise kon verbygaan. En daarvoor moes hulle 'n hyssoptakkie gebruik het. Wanneer Jesus dan die suurwyn of die Paska aangebied word, dan drink hy dit. Nie genoeg om fisiese verskil te maak aan sy liggaamlike lyding nie, maar wel genoeg om sy droë mond klam genoeg te maak, sodat hy kon uitroep die volgende kruiswoord: dit is volbring. Dis amper ironies dat Jesus juis hierdie woorde, ek is dors, aan die kruis uitspreek. Vroeger in die Johannes Evangelie, in Johannes hoofstuk 4, lees ons die verhaal van Jesus se ontmoeting by die Samaritaanse vrou by die put. Ook daar vra Jesus vir hierdie vreemde vrou iets om te drink, vir 'n bietjie water. En dan ontwikkel daar 'n gesprek tussen Jesus en hierdie vrou, tot op die punt waar Jesus vir hierdie vrou in Johannes 4 vers 13 en 14 sê, maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel, en vir hom die ewige lewe kom gee. Jesus sê vir hierdie vrou, hy is die bron van lewende water. En hierdie bron van lewende water is juis hier aan die kruis besig om homself te ontledig ter wille van mense. Hy self het dors, sodat die wat in hom glo nooit weer hierdie dors sal ontwikkel nie. Die aand voor Jesus se kruisiging is Jesus saam met sy disippels in die bofortrek bymekaar. En daar stel Jesus vir die eerste keer die nagmaal in met wyn. Matteus 26 vers 27 en 9 tot 29 lees ons, toe neem hy Jesus 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee dit vir hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed wat deur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot 'n vergifnis van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Daardie aand voor Jesus se kruisiging sê Jesus vir sy disippels terwyl hulle vir hulle die beker met die wyn aangee, drink. Het hy toe al geweet dat hy in die kruis sou uitroep, ek is dors? Ek dink dalk so, want Jesus sê dan ook dat hy nie weer wyn gaan drink tot met sy wederkoms nie. Miskien is hierdie woord, ek is dors, dan ook vir ons iets van die sleutel om te verstaan wat Jesus aan die kruis gedoen het. Hoe hy alles volbring het, sodat ons nooit weer hoef te dors na enigiets nie. Wanneer ek vir Jesus in my lewe het, het ek niks meer dors. Wanneer ek in hierdie lewe soekend is na enigiets anders, en ek het vir Jesus, dan weet ek, dan sal ek nooit weer dors word nie. Want Jesus les hierdie dors, na dit wat daar dalk in my lewe mag ontstaan. Dalk sê Jesus, juist die woorde, ek is dors, sodat ek en jy kan ontdek, Jesus is genoeg, ons het niks meer nodig nie. Wat sê hierdie kruiswoord van Jesus vir die kerk? Ek dink dit sê vir ons in die eerste plek iets van Jesus se fisiese lyding. Dat hy letterlik fisies gelei het, dat hy swaar gekry het, dat sy mond so droog was, dat hy nie eers kon praat nie. Dat Jesus fisies as mens gelei het. Ek dink hierdie kruiswoord wil ook vir ons iets van 'n verband lê tussen
Jesus se woorde, ek is dors, en ook die Ou Testament, wat vir ons herinner dat Jesus se lydingsweg en sterwe nog altyd deel was van God se verlossingsplan. Dit was nog altyd deel van God se pad ook. En reeds in die Ou Testament kry ons hierdie tekens, hierdie simbole wat vir ons hierna ook heen wys. Maar ek dink op 'n manier wil hierdie kruiswoord ook vir ons iets kom sê, dat ons nie kan loskom as kerk van Jesus se woorde in Matteus 25. Van vers 35 lees ons waar Jesus sê, ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee, siek en julle het my verpleeg, in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het vir hom vra, meneer, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves of sonder klere en vir die klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het julle dit aan my gedoen. Op 'n manier dalk daag Jesus deur hierdie woorde, ek is dors, die kerk uit, om te onthou sy woorde, sy opdrag, dat ons ook vir mense wat dors is, fisies dors is, moet water gee. Maar dat die kerk ook hierdie roeping het, om ook vir die mense wat geestelik dors is, wat geestelik arm is, wat geestelik smag na iets meer, om ook vir hulle die lewende water te neem. Die boodskap van Jesus se verlossing, die boodskap van sy sterwe, die boodskap van sy vergifnis, die boodskap van sy nuwe lewe. Ons sing in die kerk die lied, soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome. Hierdie woordjie smag, het ek al baie keer gesê, is vir my so 'n kosbare woord, want dit gee vir mense ook amper die geluid van 'n mond wat droog is. Hierdie smag, hierdie versigtiging na 'n bietjie water. Miskien wil Jesus ook deur hierdie kruiswoord vir ons kom sê, dat ons ook so na hom smag. Dat ons in sy dors ook iets moet herken van ons eie dors na meer. Van ons eie dors na God. Van ons eie dors na nuwe lewe, na hoop. Van ons eie dors na Christus, wat net hy vir ons kan kom vervul. Mag ons in Jesus se woorde, ek is dors, ook iets ontdek van ons eie dors. Maar mag ons ook hoor, dat as Jesus sê, ek is dors, dat ons dit nooit weer hoef te sê nie, want hy is vir ons genoeg. Hy gee vir ons lewe, hy bring vir ons hoop. Amen. Kom ons sit 'n oomblik stil in die Here se teenwoordigheid. When I stand before your throne, dressed in glory not my own, what a joy I'll sing of on that day. No more tears or broken dreams, forgotten is the minor key. Everything as it was meant to be. And we will worship, worship, forever in your presence we will sing. We will worship, worship you
see you as you are, love you with unsinning heart, and see how much you paid to bring me home. Not till then, Lord, shall I know, not till then how much I owe. Everything I am before your throne, and we will worship, worship forever in your presence. We will sing, we will worship, worship you, an endless hallelujah to the King. No more tears, no more shame, no more sin or sorrow ever known again. No more fears, no more pain. We will see you face to face, see you face to face. And we will worship, worship forever in your presence. We will sing, sing. We will worship, worship you, an endless hallelujah to the King.
Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U ook in hierdie kruiswoord kan herken as die bron van lewende water. Dat U dors is, sodat ons dors geles kan word. Sodat U U lewe gee, sodat ons lewe kan ontdek. Dankie Here, dat ons eie dors ook in U dors kan herken, maar ook kan ontdek, U het ons dors geles, wat U gee vir ons lewe. Here, so stuur U ons ook as U kerk na die wêreld, om die dors te gaan les van mense wat smagtend is, soekend is, ook na U. Mag ons deur die boodskap van hoop en lewe, wat ons as kerk dra, ook vir die wêreld berusting bring. Mag ons nuwe lewe verkondig. Mag ons U hande en U voete wees. In die naam van Jesus. Amen. Liewe vriend, mag jy in hierdie tyd beleef die kosbare genade van God, die troue liefde van ons Here Jesus, en die wonderlike teenwoordigheid van die Heilige Gees. Mooi dag vir jou verder. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.